keer toe ons gesels het ons gesien dat Paulus die betekenis uitspel van wat dit beteken dat ons nie meer langer slawe van die sonde is nie, maar dat ons vir God lewe. En dan kan ons in Romeine 7 verder lees, dan bou dit verder daarop. En in vers 4 tot 6 hoor ons dat deur ons verbondenheid met die liggaam van Christus ons gesterf het en nie meer onder die wet staan nie. Ons behoort aan hom wat uit die dood opgewek is. En daarom moet ons 'n vrugbare lewe lei in diens van God. Nou in hierdie verse bring Paulus twee sake waaraan hy tevore al aandag gegee het bymekaar. En die eerste ding wat hy van praat, is dat ons dood is vir die sonde en ons lewe vir God. En aan die tweede plek dat ons nie meer onder die wet staan nie, maar onder die nuwe bedeling. En eintlik probeer hy verduidelik, as jy besef dat jy aan Christus behoort, dan verander jou lewe heeltemal. Die ongelowige mens dink net aan die bevrediging van hulle eie behoeftes en hulle put hulle krag en rigting in hulle lewe daaruit dat hulle self oor hulle lewe besluit. En dis wat Paulus bedoel met 'n slaaf van die sonde wees. Jy kan eintlik nie anders as om daardeur oorheers te word nie. Maar vir die gelowige is dit totaal anders. God is die middelpunt en die fokus van 'n gelowige se lewe. Met alles wat jy is en het, wil jy 'n vrugbare lewe lei tot diens van God. En in die proses is dit nie meer die wet wat vir jou voorskryf hoe jy jou lewe moet lei nie. Dis die Gees van God wat jou as nuutgemaakte mens in staat stel om God op die regte manier te dien. Tevore was die wet die manier om jou eie maniere in bedwang te probeer hou. Maar nou besef jy dat jy saam met Christus aan die kruis gesterf het, dat jy saam met hom begrawe is en dat jy saam met hom opgestaan en oorwin het. En nou dien ons God volgens dit wat die Gees aan ons meedeel. En eintlik vra hierdie gedeelte baie eenvoudig vir ons. Hoe lyk die vrugte wat in ons lewe gedra word? Is dit vrugte van die sonde en die dood? Vir 'n kind van God kan dit tog nie. Ons is dan 'n nuwe mens wat werk met 'n ander manier van dink as die wet wat uiteindelik mense nie by God kon uitkry nie. Ons is dan nuut gemaak en daarom behoort ons deur die werking van die Gees die vrugte te dra van die Heilige Gees. Die Gees wys vir ons hoe diensbaarheid moet lyk. Ons is nie meer in diens van die dood nie. Ons staan in diens van die lewe. Mag die gedeelte ons help om te onthou dat dit die vrugte wat ons dra moet bepaal. Ons gesels die volgende keer verder.